Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgens krantbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Tanya, seker die hoofnuus is die Julius Malema storie. Ja, ek dink baie mense wat gister regstreeks die uitspraak gevolg het op YouTube uit die hof uit toe Landros Twanet Olivier hom gevonnis het na 5 jaar en 2 jaar tronkstraf wat hy gelyktydig moet uitdien en dit natuurlik vir sy gebruik van die vuurwapen wat hy in 2018 waar hy skote afgevuur het tydens 'n EFF saamtrek met die 5de vieringe. Dit was nogals heel interessant om haar hele uitspraak te luister waar sy gesê het, goed, julle het gesê dit was net 'n feesviering, dit was in die vreugde, maar dit was definitief beplan so en jy sien hoe die mense weghardloop uit vrees en ook hoe sy gesê het dat iemand in sy posisie kan nie dit doen nie. Hy is 'n public officer, hy's 'n publieke persoon, 'n openbare persoon, hy kan dit nie doen nie. So daai 5 jaar en 2 jaar dis 7 jaar, dit moet gelyktydig of dit kan gelyktydig uitgedien word en dan ook het hy boetes gekry en sy vuurwapenlisensie is ook vir altyd weggeneem. En natuurlik het sy span toe onmiddellik geappeleer. Sy het toe die hof effens verdaag, toe het sy gesê hy mag appel aanteken teen die vonnisoplegging, maar nie teen die skuldig. Hy bly skuldig, maar hy mag teen die vonnis appel aanteken. Die EFF was ook gereed dat indien hy nie daar indien dit nie toegestaan sou word nie, sou hulle onmiddellik na nog 'n hoër hof gegaan het vir 'n appel. So hulle was definitief hierdie uitspraak te wagte. Wat vir my interessant is om almal se verskillende opinies oor te sien, die EFF wat natuurlik dit onmiddellik as 'n rasgedrewe voorval beskryf, ook omdat die Landros natuurlik dan 'n wit Landros is en hulle ook AfriForum daarvoor blameer en hulle sê toe ja, sy seker ook 'n lid van AfriForum. AfriForum aan die ander kant wat die hofuitspraak uiteraard verwelkom het. Ek sien Jacques Broodryk wat uitgejou was daar in die hof deur EFF ondersteuners. En dis interessant ook om verskillende partye se opinies te sien. Ek sien die Good Party Brett Herons het dit reg en geregtigheid geskied, maar hy voel die 5 jaar is 'n bietjie 'n harde tronkstraf. Was interessant, ek sien Gayton McKenzie het gister op sy sosiale media gesê die media moet hom asseblief nie vra vir enige opinie nie, want enige tronkstraf is baie hard op iemand en hulle families. So, dit was byvoorbeeld sy uitspraak geweest. Daar was ook optogte. Hy vier nie dit nie, al is dit sy vyande. Wat ek gedink het 'n mooi uitspraak is en hy praat uit ervaring, hy was self in die tronk. Ja, dit was ook interessant om te sien, daar was optogte plek reg oor die land gewees. Ek dink Mbombela, Johannesburg, jy weet, natuurlik die Oos-Kaap. So om te sien ook hoe die mense reageer. Ek dink wanneer ons die volgende hofverrigtinge sien, sal ons dalk bietjie meer sien wat gebeur tans. Die vonnis kon tot en met 15 jaar gewees het. So, as mens daaraan dink dat hy 5 jaar in effek gekry het, wat waarskynlik is ingaan baie minder as dit sal wees. Uiteraard. En dan 5 jaar en 2 jaar wat saam as 5 jaar gedien word en dan natuurlik die 20.000 rand boetes of 6 maande in die tronk, 3 stelle daarvan. So met ander woorde 60.000 rand 2 jaar en 5 jaar, maar in effek 5 jaar se vonnis wat dan verkort sal wees natuurlik as mens verwag wanneer hy eers ingaan. Het hy eintlik nie so sleg daarvan afgekom nie? Ek dink hy weet dit self ook dat hy nie so sleg. Ek dink uiteraard het hy gehoop vir slegs 'n reuse boete. Maar ongelukkig, as jy daai publieke persoon het, ja, dit gaan nie, dit gaan nie. Hy het nie so sleg. Sy regsverteenwoordiger het gesê, hy was nog die hele tyd nie op borg uit vandat hy gearresteer is oorspronklik nie. Hy was op waarskuwing uit. En hy het die hele tyd nog in sy spore getrap en hy het nog nie. Dis hoekom ons hom op so min gehoor het ook die laaste ruk in die media. Hy het baie min van homself gesê, hy het homself stilgehou. Sy regsverteenwoordiger gesê hy's 'n steunpilaar vir sy omgewing, samelewing. Hy onderhou sopkombuise en Ek dink hy het 100% geweet dat daai 'n fout was en dat hy nou in sy spore moet trap om dit reg te maak, anders is dit baie erger. Maar dis ook uiteraard hoekom hulle reeds 'n 3 bladsye appel gereed gehad het die oomblik toe die uitspraak kom. So ja, hulle wil vir strafversagting dit aanbied en sê, kyk wat 'n prentjie mooi burger is hy. Die oomblik toe hy uitstap uit die hof uit, toe beskuldig hy
die regter van 'n rasis, nou wonder ek hoe na ver gaan dit na Krim en Nigeria toe. Dan van sy mense in die EFF skree op die AfriForum verteenwoordigers uitkry hulle uit as terroriste. Hoe ver is dit nou weer, is daar nie 'n saak in die hof te maak teen dit nie? En die manier wat Karl Neas en span geskree en gegil het in die hof op AfriForum-lede, dit laat veel te wense oor, maar mens weet Landros het redelik beheer in 'n hof uitgeoefen en hulle uitgejaag. Ja, mens weet wat se tipe party jy hiermee te doen het. So Absoluut. Ja, maar nou ja. Ons president mag nie na die G20 toe gaan nie. So nou kuier ons by ander mense, onder andere by Spanje. Ja, ons kuier nou in Spanje en dis wel hy lê nie op 'n Spaanse strand nie. Hy is daar ter verdediging van demokrasie-inisiatief in Barcelona wat deel vorm van die Verenigde Nasies waar hy verskeie gesprekke gaan voer oor multilateralisme, demokrasie ensovoorts. En ja, inderdaad ook is dit 'n uitvloeisel van die feit dat ons nie hierdie jaar enigsins kan deelneem aan die G20 nie, aangesien Amerika gesê het Suid-Afrika is glad nie hierdie jaar welkom nie vir die G20 samesprekings nie. Watter ooreenkomste is daar tussen ons en Spanje? Jy vra my 100% vas. Hulle het wel saam met ons in die menseregte saak teen Israel, het hulle self ook hulle 'n stywer in die armbeers gegooi en is saam met ons in die wêreldhof met dit, maar ja, mense dink ons handelsbande met Europa is nie so sterk soos wat met Spanje, is nie so sterk as met ander lande nie. Dit is nie, en ek dink ook dit is hoekom hierdie vir president Ramaphosa en vir die regering belangrik is om hierdie besoek nou af te lê. So 'n bietjie ander bondgenote te kry ook met nadat ons ek dink verhouding met Amerika nie so goed is nie. Dan Nasipi Moya sê daar's geen waterkrisis in Tshwane nie. Ja, so sy het 'n toespraak gelewer vir die stadsraad by Nisa. Sy's redelik uitgejou deur die DA-lede toe sy sê daar is nie 'n waterkrisis nie, want as 'n mens kyk na die statistieke en goed, sy noem feite soos dat daar 150 groot waterlekke reggemaak is in die laaste jaar, 25 km nuwe pypleiding of vervang is of aangelees. Maar die probleem is, ons watertankwaans se uitgawes het gestyg van 140 miljoen rand na 770 miljoen rand. So hoekom is daar hierdie enorme styging? Ons praat van 'n 41% styging. Dit is 'n radikale groot styging. So as sy sê daar is nie 'n waterkrisis nie. Waarom het ons dit? Waarom is daar hierdie geweldige groot gebruik van watertankwaans? Ek dink daar's baie water vir ons om te gebruik beskikbaar want dis hier voor ons in die kantoor in die pad borrel daar nou al vir 6 maande water uit die grond uit. So dan moet seker baie water wees. Dit is die grootste dilemma op hierdie stadium en ek dink dit is 'n jarelange agterstand van onderhoud wat nie geplaasgevind het nie en nou pluk ons ongelukkig die slegte vrugte daarvan dat ons pypleidings is absoluut in 'n verskriklike toestand oral in al die woonbuurte. Nou, 'n skietstilstand in die Midde-Ooste, kan dit moontlik wees dat Israel en Libanon 'n skietstilstand kan hou? Kom ons hoop, dit is die groot vraag. So daar is nou 'n skietstilstand en Amerika sê dit val nou onder die groter skietstilstand tussen Amerika en Iran. Kom ons hoop, want ter laaste ure, ter 11de ure was daar nog steeds missiele afgevuur net so voor die stilstand. Ek sien Netwerk 24 het 'n foto van 'n ontheemde gesin in 'n kar, of seker nie net 'n gesin, die mense, ontheemde mense in 'n kar wat nou vier dat hier 'n skietstilstand is. Ek dink ja, ons het al soveel keer hieroor gepraat. Dit is nie net 'n dekade lange stryd nie. Dit is 'n eeue oue stryd. So dit is konstant baie broos en op 'n mespunt. Hierdie situasie in die Midde-Ooste is op hierdie stadium nog erger as wat dit was, sê maar 'n jaar terug. So kom ons hoop daar kan samesprekings wees. In Pakistan is hulle besig om reg te maak vir moontlike samesprekings tussen Israel en Iran. So kom ons hoop. Ja, dis interessant. Hezbollah het gesê hulle het verneem van die Iranse ambassadeur dat daar skietstilstand is tussen Israel en Libanon. So dis interessant hoe daai alles in plek val. Hulle het gesê hulle sal by dit hou mits Israel by dit hou, sal Hezbollah ook by dit hou, maar die blokkade by die straat van Hormuz gaan steeds voort ten spyte van daai skietstilstand tussen Iran en Amerika dan. Maar ek dink maar daai skietstilstand verval Woensdag of verstryk Woensdag. Ja, korrek. So hulle moet nou die naweek gaan sit en praat. Maar Jennifer, ek dink ook wat almal het 'n skietstilstand onder die voorwaarde dat ek myself nog steeds kan verdedig. So dit is die hele tyd. Dit voel dit vir myself ons is net soos dit borrel nog steeds hier onder. Ja. Ek dink die res van die wêreld
wil so graag skietstilstand en vrede in die Midde-Ooste hê. Maar ek gaan net ietsie sê, mense as ek vir my kwaad wees, maar dit is altyd vir my asof almal in die Midde-Ooste nie regtig omgee oor skietstilstand nie en eerder sal wil oorlog voer en mekaar sal wil uitwis as om 'n skietstilstand te hê. Die res van die wêreld soek vrede. Die res van die wêreld soek vrede, maar dis asof mense net op hierdie stadium verbyrede is en net wil oorlog hê. Dit is my baie hartseer. Ek dink nie ek dink niemand inherent in hulle hart op voetsoolvlak burgers wil oorlog hê nie. Hier was 'n vrou nou die dag wat wil. Sure. Maar ja, ons praat bietjie oor ons het vroeër verwys na Johnny Davids se tragiese heengaan. Dit is regtig 'n verlies. Dit is 'n groot verlies en ek meen my hart gaan uit na sy vrou en kinders. En hy's 49 jaar oud, gisteroggend 'n hartaanval gekry. Hy was besig om op te neem aan 'n landboureeks. Ek dink een ding wat elkeen van ons dalk kan huis toe vat is wanneer jy 49 is, dan dink jy dalk in jou kop, ek is so oud. Maar as iemand heen gaan op 49, is dit bloedjonk. Ja. So, laat ons elke dag voluit leef. Absoluut. Verseker. Dan sluit ons af met Shakespeare se huis in Londen. Kyk, ek gaan nie lieg, ek het hierdie storie spesiaal vir jou Baie uitgesoek, dankie. Jennifer. So dit lyk asof hulle uiteindelik William Shakespeare se huis opgespoor het in Londen. Daar was lank bespiegelinge of nadat hy uit die Globe getree het of optree het, dat hy weggetrek het uit Londen uit in die platteland gaan woon het. Maar dit wil tog lyk asof hy letterlik nog huis gehad het in, en ek kan nie die woord... Blackfriars. Dankie, ek het geweet jy gaan my kan help. Blackfriars, is dit reg? Okay, so hy het 'n huis daar gehad, wat ook dan nou waarskynlik beteken dat hy nog steeds dramas geskryf het van daar af en aktiewer was as wat ons gedink het, dat hy nie net 'n kluisenaar iewers in die platteland geword het nie. So ek het toe ek hierdie storie lees gedink, as Jennifer hierdie lees, ek sien hoe gaan haar kop volgende Londen trip. Waar is hierdie huis laat ek hom kan gaan besoek? Maar ja, so dit is 'n lekker stukkie geskiedenis en ja, vir die teaterliefhebbers en die kunsteliefhebbers 'n groot nuus. En dit is interessant want die vrou het ook gesê hulle het heel toevallig uitgevind waar hierdie huis was, maar jy's heeltemal reg toe ek lees, dis ek so, ek kan dit gaan besoek. Staan die plek nog? Ja, dit bestaan nog so en hulle weet nou ook soos hulle sê dit was groot genoeg dat dit kon onderverdeel geword het. Ja. So dit was nie soos 'n klein huis gewees nie. Ook destyds sou dit in 'n redelike gesiende area gewees het. So dit was nie waar hulle eers gedink het net handelsmense nie, maar ook ja, kyk in daai tyd was dit mos nog vreeslik die klasordes gewees. So 'n lekker storie vir jou. Baie dankie Tanya, ek waardeer dit. Dankie Tanya vir die saamgesels, jy het 'n lekker naweek. Julle ook. Dis Tanya met jou krantbesprekings. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.